Jesaja 9 vers 5 en vers 6. Die leierskapsmodel van Jesus. Vers 5 sê, vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige, sorg. Jesus se leierskapsmodel, Jesaja 9 vers 5, daar is 'n paar punte wat hier na vore kom. Heel eerste is dit vir ons 'n belofte en ons lees dit altyd met Kerstyd. 'n Seun is vir ons gebore, aan ons is 'n seun gegee en ons dink aan Kersfees, Jesus se geboorte, maar dit is 'n belofte wat hier in Jesaja gemaak word, wat deurtrek na Jesus se geboorte en wat waar geword het. 'n Belofte wat 'n realiteit geword het. Maar dis meer as 'n belofte, dis 'n verwagting. In hierdie tyd was Israel in baie moeilike omstandighede. Dreigende omstandighede en dan word hierdie boodskap, hierdie wonderbaarlike boodskap aan hulle gebring. En so vir ons ook hierdie behoefte in ons lewens. As ons na die wêreld gaan kyk, hoe lyk die wêreld op die oomblik? Dis die mekaar, dis chaos, dis oorlog. Dis stryd, dit is teenstryd. En daarom hierdie verwagting van God se handeling. So dis 'n belofte, dis 'n verwagting, maar dis 'n behoefte. Vir Israel, soos ek sê, was dit 'n behoefte, maar vir ons is dit 'n behoefte. Dis 'n behoefte as ek dink, maar ek wil by God wees. Ek wil deel wees van God. Hoe kan ek deel wees van God? Want in myself kan ek nie. Deur my eie optrede, deur my eie besluite, deur my eie lewe kan ek nie. Ek het 'n verlosser nodig en daarom hierdie behoefte, hierdie nodigheid vir die mensdom. En nie net vir my nie, vir die hele mensdom, vir elkeen op hierdie aarde, hierdie waarheid van 'n seun is vir ons gebore. 'n Seun is vir ons gegee. En dan sy aanstelling, hierdie behoefte. Het jy vanmôre behoefte in jou hart vir verlossing? Het jy vanmôre hierdie behoefte na verlossing van die lewende Here, om in sy teenwoordigheid te wees, om deur hom aangeneem te word? Hierdie behoefte wat hy aanspreek, hierdie nodigheid, maar dan gaan dit ook verder. Daar is 'n eindresultaat. En ons het al so 'n bietjie daaraan geraak aan hierdie eindresultaat wat ons sien in Openbaring. Sien jy in Openbaring wat is die eindresultaat van hierdie belofte? Duisende jare uitmekaar uit. Hierdie eindresultaat wat ons nou sien in Openbaring 1, Openbaring 5, Openbaring 19, Openbaring 22. Die opgestane, heersende Christus. Hy wat alles in sy hande hou, hy wat die toekoms in sy hande hou, hy wat heers, hy wat weer kom, hy wat die finale oordeel bring. Daai eindresultaat, dis nie net pragtige woorde hierdie nie, dit het gewaar geword in Jesus se geboorte. Dit het waar geword deur sy kruis, deur sy opstanding. En nou regeer hy, nou heers hy. Nou is dit waar. Maar nie net die realisering daarvan, die eindresultaat nie, maar die realisering. En ons is nou in lydenstyd. Oor 2 weke is dit Paastyd. Oor 2 weke vier ons die kruisiging van Jesus Christus, die lam wat vir ons geslag is. En hier word hierdie woorde waar. Dit word gerealiseer, want Jesus sterf aan die kruis. Die lam van God wat geslag is vir die sonde van die wêreld. En dan kyk ons na Openbaring, hoe dit nou in ons tyd die waarheid is. Hierdie
hierdie aanstellings van Jesus, hierdie rolle wat aan Jesus gegee word. En daarom, ons moet gaan kyk na die leierskapsmodel, want hy word daarbo gestel. Wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors, leierskapsposisies, 'n rol wat hy moet vervul, groot woorde, maar kom ons gaan kyk wat beteken dit. Ons gaan kyk waarvoor staan hy, wonderbaarlik, wonderbare raadsman, dink aan die koms van Jesus, dink aan die geboorte van die Seun van God, hy wat die Seun van die Vader was, wat in die hemel was, wat sy plek in die hemel gelos het, wat as mens gebore is, wat as slaaf hier kom dien het. Dit is wat gebeur het, wonderbaarlik die handeling van God, wat sy Seun sal stuur, wonderbaarlik die handeling van Jesus, wat sy lewe sal neerlê vir jou, wonderbaarlik die wonderwerke van God, sy handelinge, en ons word vrygespreek, ons word kinders van God gemaak. Jesus die Seun van God, die resultaat ons deel van sy koninkryk. Dis wonderbaarlik. En dit was die belofte. Dit is Paasfees se boodskap. Dis ons realiteit vandag. Wat Christus vir jou gedoen het. Die rol wat hy gevul het, die rol wat hy uitgespeel het, nie net wonderbaarlik nie, maar raadsman. Nie net het hy na hierdie aarde toe gekom nie, wie is hy? Hy is die Seun van God. Hy tree in. En hy kom doen wat God wil hê moet vir jou gedoen word, sodat jy gered kan word. Raadsman, hy wat sy lewe neerlê vir jou, sodat jy kan sê, maar ek is kind van God, ek is verenig met God. Hy wat middelaar word, wat tussen die Vader en ons gaan staan, daai middelaar. En deur sy dood, deur sy lyding, bring hy ons by die Vader. Wonderbaarlik, raadsman, Seun van God wat handel, sodat ons sy kinders kan wees. Die rol van Jesus, maar ook die volgende een, magtige God. Sing ons Jesus so, ons sing baie keer Jesus aan die kruis, waar hy hang, gebreek, geslaan, met 'n spies gesteek in sy sy, maar daar terwyl hy aan die kruis gehang het, was hy volkome God, heilig, sonder sonde. Hy het ons sondes op hom geneem, en hy hang aan die kruis vir jou sonde. En daarom is sy offer so waardevol. Daarom is sy offer lewensveranderend, want dit is God wat sterf in ons plek, in jou plek, sodat jy hom kan ken, sodat jy in 'n verhouding met hom kan staan. Magtige God, ewige Vader, hy is een met die Vader. Vader, Seun en Heilige Gees. Met die doop van Jesus was dit so sigbaar en hoorbaar werklik. En so sien ons dit aan die kruis. Jesus die Seun van God, een met die Vader. En daarom hoor mooi, bring hy vir ons hierdie ewige verlossing. Dis nie net ek bring vir jou verlossing, 'n korttermyn verlossing nie. Hy is God. Hy's heersend, alles is onder sy mag gestel en hy bring 'n ewige verlossing. Totale verantwoordelikheid is op hom om jou in die ewigheid in te bring. Hy doen alles. Hy stel alles in plek en hy sê kom. Vredevors, die laaste een, vredevors. Vrede tussen ons en God. 'n regverdige God, 'n God wat oordeel. Jesus bring vrede. Hy herstel 'n verhouding wat deur sonde geskaad is. Hy bring ons by die Vader, hy maak ons deel van die koninkryk van God. Hy bring vrede in ons harte. Vrede in hierdie wêreld. Alles hierdie wêreld so teen die Here, alles hierdie wêreld
vol van sonde, is daar vrede in ons hart, want ons weet ons behoort aan hom. Jesus se leierskapsmodel, die rolle wat hy gespeel het, die rol wat hy gespeel het vir jou en vir my. En dit bring ons by die vraag, hoe het Jesus dit gerealiseer? Hierdie rolle wat Jesus gespeel het, hoe het Jesus dit gerealiseer? Hoe het hy dit 'n werklikheid gemaak? Onthou die Seun van God wat na hierdie aarde toe kom. Hoe maak hy hierdie verlossing 'n realiteit? Wat was Jesus se leierskapsmodel om dit vir ons 'n werklikheid te maak? En dan is daar 'n opvolgvraag, nie net hoe het Jesus dit gedoen nie, hoe beïnvloed dit ons? Dit wat Jesus gedoen het, hoe hy dit gedoen het, hoe beïnvloed dit my en jou vandag? Hoe beïnvloed dit julle as kerkraadslede? Hoe reageer ek? Hoe het Jesus dit gerealiseer? Deur te dien. Ja, regtig. Dit is hoe hy dit gerealiseer het, hierdie groot rolle, wonderbaarlik, raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors, hierdie groot rolle, hoe het hy dit gerealiseer? Deur te dien. Nie te kom as heersende seun van God nie. Nie as te kom as hy wat al die mag en gesag het nie, maar om te kom deur te dien. Dis hoe Jesus dit vir ons 'n werklikheid gemaak het. En jy kan al die lyne begin trek, as Jesus so gehandel het, hoe moet ek handel? As Jesus so opgetree het, hoe moet ek optree? Wat is my rol? Wat verwag God van my? Hy het gedien, maar hoe het hy gedien? Daar's 2 gedeeltes. Die eerste is in Filippense hoofstuk 2. Filippense hoofstuk 2 van vers 5 af. Die opskrif is die voorbeeld van Jesus. Nou dadelik dink ons aan sy rolle. Wonderbaarlik raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Hoe het Jesus dit 'n realiteit gemaak, dit uitgeleef? Die voorbeeld van Jesus, dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Jesus Christus was. Hoe het Jesus dit gedoen? Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy homself moes vasklem nie, maar hy het homself verneder. Hoe het hy hierdie rolle 'n realiteit gemaak? Hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Hy wat die seun van God was, hy wat 'n posisie in die hemel gehad het, hy het dit neergelê en hy het aan mense gelyk geword. En toe hy as mens verskyn het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Hoe het hy dit gedoen? Deur heel eerste sy Vader te dien. Om gehoorsaam te wees aan sy Vader. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gestuur het. Toe die Vader Jesus stuur, het Jesus gesê, ja, ek sal gaan, ek sal my lewe neerlê. Ek sal word soos die mense. Ek sal aan die mense gelyk word. Ek sal die gestalte van 'n slaaf aanneem, want my Vader stuur my. Hoe het Jesus dit gedoen? Deur gehoorsaam te wees aan sy Vader, deur sy Vader te dien. En so het hy hierdie rolle uitgespeel. En dan daai lyn wat ons trek, maar wat van ons? As ek die Here wil dien, as ek reageer op die roepstem van die Here, hoe dien ek hom? Heel eerste, deur om hom as my Vader te dien, om aan hom gehoorsaam te wees, om uit te leef dit wat hy van my vra. Jesus het sy Vader gedien, maar dis nie al nie. In Matteus hoofstuk 20 vers 28. Jesus praat met sy disippels. Matteus 20 vers 28. So is dit ook met die seun van die mens. Hy het nie gekom om gedien te word nie. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense.
Hy het gekom om mense te dien. Hy het nie gekom om gedien te word nie, en dan sê hy, dieselfde gesindheid moet ook in julle wees. So as ons praat van diens aan die Vader, in gehoorsaamheid, en diens aan mekaar, die uitlewing, die realisering van daai rol. Dit klink amper teenstrydig, want hierdie rol is my so groot, dit is so magtig, dit is so oorweldigend, die rolle van Jesus, en dan die manier wat hy dit doen. Hoe doen hy dit? Deur te dien. En hy vraag na elkeen van ons toe, hoe beïnvloed hierdie voorbeeld van Jesus ons vandag? Hoe gaan ons nou die Here dien? En heel eers wil ek met die nuwe kerkraadslede praat, maar ek wil met die ou kerkraadslede, nie die oues nie, jammer, die dienende kerkraadslede ook praat. Julle word geroep tot diens van die Here. En hoe gaan jy die Here dien? Volgens die voorbeeld van Jesus Christus. Ons het dit nou nog gelees, jy is geroep. Jy is geroep om in diens te staan van sy gemeente, van sy bruid. Elkeen. Hoe gaan jy dit doen? Doen dit volgens die voorbeeld van Jesus Christus. Maar wat van julle wat nou nie kerkraadslede is nie? Dankie tog. Nee, elkeen van ons is geroep. Soos jy vanmôre hierso sit. Elke gelowige is geroep. So 'n bietjie vinnige agtergrond, 1 Korintiërs hoofstuk 12. Net voordat jy sê, maar dis daarom nie ek nie. 1 Korintiërs 12 van vers 7 af. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Hy praat hier nie net van kerkraadslede nie. Hy praat van elkeen. Vers 4 verduidelik dit mooi, daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring, en dan aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. As jy vanmôre bely, Jesus Christus is my Here, ek is 'n gelowige, dan is jy deel van hierdie almal. Aan elkeen afsonderlik 'n werking van die Gees gegee. Aan elkeen van ons word 'n rol toegesê in hierdie gemeente, in die koninkryk van God. Aan elkeen van ons, want ons bely Jesus Christus. So ons word geroep, elkeen van ons kry 'n rol. Dis soos hierdie, waar ons begin het met Jesaja, hierdie belofte wat God maak. 'n Seun is aan ons gegee, 'n seun is vir ons gebore. So sê God vanmôre aan elkeen van ons, jy is geroep. Jy het die genadegawe van die Heilige Gees gegee. Jy het 'n rol in hierdie gemeente. Jy het 'n opdrag. Hierdie opdrag moet jy uitvoer. En nou vra ons almal maar, hoe gaan ons dit doen? En die antwoord is eenvoudig, volgens die voorbeeld van Jesus Christus. Heel eerste, dien die Here. Hoor vanmôre, wat sê die Here op jou hart? Wat is jou rol? Wat se genadegawe gee hy vir jou? Wat is sy verwagting van jou? In die gemeente, in die koninkryk van God. Hoor by die Here en sê, Here, dis reg, ek aanvaar hierdie rol. Hoe gaan ek hierdie rol uitleef, Here? Ek gaan U dien. Ek gaan aan U gehoorsaam wees. Ek gaan nie daai rol hier onder wegsteek en sê, maar volgende jaar of oor 5 jaar, vir julle wat op skool is, oor, as ek na skool in die universiteit, ja, dan, nee, na universiteit, dan gaan ek dit, as ek 'n gesin het, gaan ek dit kan uitleef. Nee, nou, elkeen van ons het hierdie rol by God gekry. 'n Rol vir hierdie gemeente, 'n rol vir sy koninkryk.
Jesus het sy koninkryk kom vestig. En nou stel hy ons aan. Dit is wat ons nou moet doen. Dien die Here. Wees gehoorsaam. Dit wat hy vra, doen dit. En dien mekaar. Dien die gemeente. Kyk weier, dien die gemeenskap. Dra die boodskap uit, lewe hierdie rol uit. Want God het begin met 'n belofte aan jou vanmôre. En nou moet ons dit gaan leef. Hoe gaan ons dit doen? Volgens die leierskapsmodel van Jesus, volgens sy voorbeeld, deur te dien. Hoe kan ons begin? Deur gebed. Here, help my. Here, wys my, wat is my roeping? Wat is my rol? Wat moet ek hier doen? Wat moet ek in die gemeenskap doen? Here, rus my toe. En Here, hier vandag begin ek. Ek sal die Here dien. En ek sal die mense dien. Want Jesus, my Here, U stel die voorbeeld. Kom ons vat dit na ons Here toe. Kom ons vra, Here, wys my. En Here, rus my toe vanmôre om dit te doen in U naam. Kom ons bid saam.